Waar het jy nou gaan wegkruip? Hy weet goed dat hy nie sonder toestemming van die ander mag weggaan nie. En wat doen hy? Hy loop weg. Waar sou jy weggekruip het as jy 'n mens was? Die allerbeste wegkruipplek in die hele groot wye wêreld is 'n hamstergat. Niels sal beslis nie 'n gat grawe nie. As jy 'n mens was, waar sou jy graag wou slaap, hè? Op my rug natuurlik, baie keer ook op my pens en af en toe op my sy. Ek bedoel waar, nie hoe nie. Ek kan Martin nie weer huis toe vat nie. Ek kan dit nie doen nie. Nie as hy op Sint Martinsdag geslag gaan word nie. Niels! As iemand weet dan, is dit jy. Jy het by die mense in die huis gebly. Nee, ek was toegesluit. Ek het nie by hulle gebly nie. Van die môre tot die aand het ek in 'n hok gesit en ek het niks gesien nie. Wel, dan bly daar vir ons niks anders oor as om elke plekkie te deursoek. Niks nie. Niks. Ook niks. Ek eis dat jy onmiddellik sê waar jy is, Niels Holgersson. Ja, wat is dit? Oh, uiteindelik. Dis jy, Martin. Ag, Martin, weet jy dat ek jou baie, baie lief het? Is jy siek? Jy het hopelik tog nie nou verkoue gekry nie. Nee, ek is nie siek nie. Jy moes weer 'n vreeslike slegte droom gehad het. Ja, Ketop. Ek weet wat hy gedroom het. Hy het by die huis aangekom en sy pa en sy ma weer gesien. Hy het hulle gegroet en 'n diep hoffelike buiging gemaak. Goeiedag, pa, het hy gesê. 'n Goeiedag, ma. Maar hulle het hom nie herken nie. Hulle het gevra, "Nou wie is jy, jou klein skepsel? Ons het jou nog nooit Bly stil. Oh, Was dit so nie? Nee, dit was nie so nie. dit moes ongeveer so iets gewees het. Wel, jou droom kon daarom regtig waar nie mooi gewees het nie. Anders sou jy jou nie so ontstel het nie. Ek ken jou. Jy het verwag hulle gaan jou met oop arms ontvang en toe was alles heeltemal anders gewees. Toe kom ons loop. Sê my, is julle plaas regtig so groot en is jou ouers regtig so gaaf? En is daar by julle regtig so baie kos om te eet as wat pappa sê? Dis alles waar wat hy gesê het. Nou toe vertel ons dan alles. Niels se ma is verskriklik gaaf. Sy voer ons as ons honger is en sy streel ons as ons bang is. Nee, Niels. Nou, maar hoekom het sy jou dan in 'n hok toegesluit as sy so gaaf is? Pappa het vir ons gesê dat jy in 'n hok toegesluit was. Dit was my hok. Gevang. Van die môre tot die aand Toegesluit. in 'n hokkie. Wat verstaan In 'n jy hokkie? daarvan? Dit was my huis. Daar was ek veilig. Daar was geen jakkals nie. Ek het hom in 'n hok toe gesluit en hy was nie gelukkig nie. Ongelukkig, ja. Kom almal hiernatoe asseblief, ons wil vertrek. Akka van Kepnekaiser wil nou verder. Wat makkeer jou, Niels? Jy lyk so te neergedruk. Hy wonder seker hoe om afskeid te neem, want dis wat môre vir ons voorlê. Ja, Niels, dis jammer dat ons so gou weer totsiens moet sê. Ons het geen rede om treurig te wees nie. Lapland was mooi, maar by die huis is dit mooier. Daar is dit eintlik baie mooier. Dis ook nes jy is. Ons sliep jou die hele tyd saam en dan kla jy. Ek het nie 'n enkele woord van klagte gehoor nie. Teen die einde van die reis het hy glad nie sleg gevlieg. Ja. Hoe gaan ons almal ooit sonder hierdie wit huisgaans verder kan lewe, aangesien hy so pragtig is? Wat? Ja, jy het reg gehoor. En hoe sal ons nie die klein dwergie mis nie, aangesien hy so slim is? Niels, jy moet nie sleg voel oor wat Gustav sê nie. Jy weet mos hoe hy is. Hy bedoel dit nie so nie. Ja, hy is ook hartseer. Hy kan dit net nie wys nie. Ja. Het julle klomp nou lank genoeg gesels? Toe nou, Akka, hoe gaan ons nou maak? Akka? Ons gaan vertrek. Dadelik. Julle het gehoor wat Akka sê. Ons vertrek nou dadelik.
Wanneer gaan jy my nou sê wat met jou gebeur het? Jy het so verander. Los hom nou in vrede, Krummel. Ek verstaan hom, hy is bang. Buitendien het hy 'n slegte droom gehad. Hoekom raak jy dan nie opgewonde nie? Dis nou nie meer lank nie, dan word hy weer so groot soos voorheen. Miskien wil hy nie eers nie. Die reis saam met die ganse was vir hom baie lekker. Soos vir my. En van môre af gaan dit nog beter met ons. Ek gaan weer huis toe en jy gaan terug na jou hok toe. Wat? Gaan jy dit aan my doen? Is dit waar wat Martin sê? Jy het in elk geval niks by ons werfdiere te soek nie. As jy mis hom luister, sou jy dink hy moet sê wat van my gaan word. Ai. So ja, dit was een van my laaste waterlandings. Wanneer gaan jy ophou om landing vir hierdie gewaggery vir jou te sê? Nee, kan my maar gerus probeer beledig. Dis in elk geval nou al amper verby want ons is binnekort weer by die huis. Ek sien so uit daarna. En al die diere van die werf gaan jou tegemoet hardloop en oor jou juig. Ek bly daarom nog die eerste huisgaans wat van Wes-Wemmene tot by Lapland gevlieg het. Ek het die gejuig verdien. Al die witgaanse van Swede het goeie rede om trots op my te wees. En wat dink jy, hè? Wat gaan ek Johan nie alles vertel nie, kan jy dink? Wat? Jy gaan toch seker net nie by hom aan, Liddy? Jy word heeltemal gek, nie. Hy is toch altyd die sterkste van julle twee? Dit sal hy maar eers aan my moet bewys. Hy het hom nou al lank genoeg verbeel dat hy die sterkste op ons werf is. Ons sal nou maar eers moet sien vir wie die ander in die toekoms meer respek gaan hê. Vir hom of vir my? Arme Donsweertjie, ek kry jou jammer. Wie toe het kon dink dat jou Martine weggaan gaan word? Dis alles net groot pratery. En wie die werfhond sê dit nog een keer waag om my van agteraf te bekruip en te blaf. Dan sal ek liewer die minste wees. Alles sal anders wees. Niks is meer soos voorheen nie. Alles is dieselfde. Jy is nog steeds 'n vet verwaande wit huisgaas. Ja, dis wat ek is. Wat het jy gesê? Jy verbeel jou heeltemal te veel. Oor dit wat ek gedoen het, kan 'n mens jou nie genoeg verbeel nie, my liewe vriend. Jy mag nie weer terug gaan huis toe nie, Martin. Wat sê jy? Hoekom dan nie? Ek het gedink ons moet liewer hier bly. Ek dis al so lekker by die willigganse. Niemand kan met ons raas nie en niemand verbied ons enigiets nie. Sal jy so gaaf wees om dit nog een keer te herhaal? Ons moet saam met hulle verder trek. As jy dit dan so graag wil doen, dan moet jy dit alleen doen. Dink net aan alles wat verby is. Dink net aan alles wat nog kom. En wat daarvan is hulle besluit om jou te slag? My slag, jou ouers sal dit nooit doen nie, daarvoor is hulle veel te gaaf. En buiten sal ek net eenvoudig wegvlieg. Wie dit reg gekry het om van Wes-Wemmene ook na Lapland te vlieg en terug, sal dit baie maklik reg kry om van 'n plaaswerf af weg te vlieg. So gou as wat ek sien dat iemand my wil vang, sal ek my vlerke oopsprei en wegsweef. Ek is nie meer die klein dom Martin wat ek eenmal was nie. Ek het nou beroemd geword. Jy dink net aan jouself, jy praat net van jouself. Het jy al ooit gewonder of Donsveertjie ook huis toe wil gaan? Dit kan wees dat sy liewer by Akka wil bly. En jou kinders, het jy hulle dalk al gevra of hulle vriende wil verlaat? Natuurlik wil hulle gaan. Hulle het vir my gesê dat hulle graag willigganse wil bly. Wat? Nee, dis nie waar nie. Niels, dit kan nie waar wees nie. Donsveertjie. Hoekom het jy dit gesê? Jy weet goed dat dit nie waar is nie. Ek kan Martin nie huis toe vat nie, maar ek mag nie vir jou sê hoekom nie. Dis mos vanselfsprekend. Ek's mos veel te dom om dit te verstaan. Wie sal nou ook 'n klein hamstertjie wil vertrou? Julle mense is daarom so slim en ons... Hou op, Krummel, ek het vir jou gesê dat ek dit nie kan nie. Ek kan nie. Wag, Niels. Ek het nie geweet dat dit so ernstig is nie. Wanneer sal jy ooit iets weet? Ek weet in elk geval goed dat 'n mens vandag glad nie eens met jou kan praat nie. Ek wil nie hê Martin moet terug gaan huis toe nie. Ek wil hê hy moet by die willigganse bly. En wat gebeur as die mense ons toesluit? Ek wil nie daar in 'n hok gaan bly nie. Net soos Krummel. Ons huisganse bly glad nie in 'n hok nie, want ons is vry soos al die ander en bly buite. Maar ek is 'n wilde gans. Wat? Ek wil nie weer een keer so iets hoor nie. Julle is kinders van huisgans. Ja, papa. Julle moeder is wel 'n willigans. Ja, papa. Ek het dit verwag. Daar is Niels. Huh? Dat is Emmerich.
Akka van Captain Kaiser. Hè? Gee pad voor, ek is haastig. Goeiedag, geagte Akka van Captain Kaiser. Goeiedag, Ebenrich. Wel, hoe gaan dit hier? Het Niels nou al besluit? Wil hy teruggaan huis toe of wil hy nie? Nee, hy's nog in 'n tweestryd. Maar dis ook geen wonder nie. Dis 'n moeilike besluit. Ek kry hom regtig baie jammer. Ek verstaan daardie dwergmannetjie glad nie. As ek geweet het dat my vriend doodgemaak gaan word, sou ek dit ook nie doen nie. Hoe gaan dit met sy ouers? Ongelukkig nie baie goed nie. Hulle was baie ongelukkig vanjaar. Baie ongelukkig. Te veel reën en te min sonskyn. Ag nee. Die koeie het siek geword en daarom het hulle toe gemelk gehad nie. Dit het regtig baie geld gekos. Dit gaan slegter en slegter. Jy moet die huis sien, die dak moet reggemaak word en die skoorsteen is gekrak. Hy raak nou baie wankelrig, maar ek wil hulle nie ook nog verlaat nie. Dis genoeg dat die klein dwergie Dit uitgetrek. beteken dat hulle sy hulp by die huis nodig het. Die perd is nou al 3 dae verlam. Daar is iets in sy hoef, maar die boer weet dit nie. Niels kan hom dit vertel. Miskien moet ons hom maar sê ons lê daar by die huis gaan. Miskien kan hy dan makliker sy besluit neem. Of hoe? Of dis nog moeiliker. Die enigste een wat hulle regtig kan help is die dwergmannetjie. Ai. As ek hom net kon sê hoe ek daaroor voel, daardie halstarrige dikkop. Niels? Goeiedag Niels, ons het mekaar lanklaas gesien. Ja, dis reg. Laat ek probeer. Ek het Emily gevra om hiernatoe te kom omdat ons vir jou iets wil wys, Niels. Ek wil glad nie iets gewys word nie. Ek wil ook niks meer hoor nie. Ek wil niks meer doen nie. Dit help nie om te huil nie. Kom, klim liewer op. Waarheen gaan ons vlieg? Dis 'n verrassing, maar jy kan vir my en Akka vertrou. Jy sal baie hou van die plek waar ons met jou heen gaan. Toe kom nou. Ja. Jippie! Kyk net, ons vlieg reguit na die sterre toe. Dit lyk maar net so. Ag, toe nou, jy het nog nie eens een keer opgekyk nie. Ons moet 'n skat kom soek. As ek my nie misgis nie, is dit die klip D. Vir my lyk een klip net soos 'n ander klip. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So ja, dit moet die plek wees. Jy kan hier grawe, Niels. Hoe nogal? Ek het nie 'n graaf gebring nie. Jy kan mos sonder 'n graaf grawe. Moenie so aansit nie, Niels. Ons praat van 'n groot skat. Toe weg is jy. Dan sal ek maar probeer. Dit lê baie diep. Niels, kan jy nie net 'n bietjie kyk waar jy net die sand gooi nie? Iets het my gebyt. Dit kan Nee. net 'n krap wees nie. O, jy het my amper vreeslik laat skrik, Krummel. Ek het ook geskrik. Skielik het iets my aan my neus geknyp. Daar lê 'n mossel, miskien is dit makliker daarmee. Oh,
Moet ons nie liewer op 'n ander plek gaan probeer nie? Nee, dit lê baie diep. Ek stry glad nie daaroor nie, maar miskien lê dit iewers anders baie diep. Ja, moet ek jou nie liever help nie? Is dit die skat, Akka? Dis 'n skoenveter. Kom help my, Krummel. Goed. Trek! Kom uit. Niks het wil nie uit. Ag, dis net 'n ou skoen. Dit is in elk geval 'n bewys dat hier mense was. Ek hoop jy weet hoe die skat lyk. O ja, Niels, ek weet dit presies. Daar sy. Nou kom ons soek die ding. Ja. Ja, nou klink jy vir my so baie beter, Niels. Ek. Dis die regte skat. Nou grawe dit verder. Help my. Goed. Is dit? Dis baie donker, ek kan niks sien nie. Ja, ek ook nie. Kom ons gaan in. Ek glo dit nie. Kyk wat het ons. Ons het die skat gekry wat jy gesoek het. Daar is meer goue muntstukke daar binne as wat ons kan Ek wil dra. baie graag weet wie die skat hier begrawe het. Ek weet wie, dit was seerowers, wie dan anders? Ek het nog nooit so iets gesien. Maar jy kon ook nie, daar is nie meer seerowers nie. My oupa het baie stories geken. Seerowers het alles wat hulle geroof het op eilande begrawe. Wat? Ek verstom my regtig oor jou, Akka. Wat weet jy dan van seerowers af? Ek het eintlik net die skat ontdek. Die woord hoor ek ook vandag vir die eerste keer, maar ek het regtig nie so goed verstaan waaroor dit nou eintlik gaan nie. Dit moes seker maar mense gewees het wat net soos die bondkraaie alles wat glinster en skitter gesteel het. Niels, jy het die skat uitgegrawe. Dit behoort nou aan jou. Kan ek dit hou? Natuurlik, wie anders? Ons kan niks daarmee maak nie, maar jou ouers, hulle kan die goud beslis baie goed gebruik. Seker ja. Maar ek sien hulle nie weer nie. Dalk sal jy kan die goud hier los en dit dan later kom haal. Daar is nie 'n later nie. Niels, moet dit asseblief nie aan my doen nie. Moet dit asseblief nie weer doen. Jy maak 'n fout, Niels. Al sal beslis binnekort weer regkom. Dit sal nie soos nou bly nie. Jy kan my maar glo. Ek weet presies wat ek doen. Dit het ure lank geduur voordat ons dit oopgekry het. Uiteindelik. Weet jy ooit hoe lank ek hier vir jou gewag het, hè? Waar het jy rondgeloop? Akka, sê vir my waar jy was. Dit het niks met jou te doen nie. Ek's jammer, Akka, ek het niks daarmee bedoel nie. Weet jy wat gebeur het? Ek het vir Donsweertjie gevra en ek het die kinders gevra en hulle is almal tevrede. Nee, Wat bedoel jy met nee? Ek praat die waarheid. Hulle wil almal saam met my terug gaan huis toe.
Niels, Wag nee. kom terug, Krummel. Nou maar kom. Gaan slaap en jy ook, Martin. En nou dadelik op met jou gepraatery oor die huis. Ag, nonsens. Hy wil graag hoor as ek van die huis praat. Hou jou snavel en gee pad hier. Ons aarde. Dadelik. Oh, weet jy dalk hoekom Akka skielik so enaardig teenoor my optree? En hoe sal ek nogal weet? Ek mos net 'n klein dom hamstertjie vir wie niemand vertel wat nog die hele tyd hier aangaan nie. Mag ek hier by jou bly? Ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie toelaat dat hulle Martin doodmaak nie. Vat my saam, Akka. Asseblief, Akka. Moet asseblief nie nee sê nie. Dink eers weer daaroor na. Ek het daaroor nagedink. Ek het die hele dag niks anders gedoen as om daaroor te dink nie. Niels, as jy nie terug gaan huis toe nie, sal jy altyd so vreeslik klein bly soos wat jy nou is. Dit maak nie saak nie, Akka. Die somer by jou was wonderlik. Hoekom kan alles nie bly soos dit is nie? Niels het vrede gemaak met die feit dat hy nie weer kon teruggaan huis toe nie. Die ander was baie bly oor sy besluit om by hulle te bly. Veral Krummel was bly, want hy was in die stilligheid bang om weer in 'n hokkie toegesluit te word. Maar toe verander alles skielik. Niels wou ten minste net een keer weer oor die werf loop om vir sy diere goeiedag te sê. En toe gebeur dit. Maar van al die dinge sal ons in die volgende episode vertel.